Jy luister na Landbou op Pretoria FM saam met my, Dian van der Berg. Goeiedag, baie welkom by die program. Ek hoop dit 'n heerlike dag sover. In vandag se program gesels ons oor slakke en canola. Ons gesels bietjie met Intelligrow om ons bietjie meer te vertel oor wat jy as boer kan doen indien jy met hierdie probleem sit. Slakke het die afgelope seisoene 'n toenemende probleem in canola lande geword, veral in streke waar bewaringsboerdery toegepas word. Hierdie praktyk hou baie voordele in vir grondgesondheid, maar skep terselfdertyd gunstige toestande vir slakke om te vermeerder. Volgens kenners speel bemesting, grondregstellings en die gebruik van biostimulante 'n groter rol in die beheer van slakke as wat baie produsente besef. Ons gesels vandag met Janko Kloete, die area bestuurder by Intelligrow, vir beter insig en dalk 'n bietjie raad. Goeiedag Janko. Goeiedag Dian, hoop dit gaan goed daar by jou. Dit gaan baie goed. Janko, baie produsente sukkel met slakke in canola. Wat maak hierdie plaag so uitdagend om te beheer? Wel Dian, die bewerkingspraktyke, soos jy ook genoem het, speel 'n baie groot rol. Die toestande wat ons skep is gunstig vir die slakke. Waar daar nie bewerking toegepas word nie, skep die ideale toestande vir die slakke. Slakeiers verdroog as dit in die sonlig kom, so die toestande van goeie organiese materiale in die grond en die deklaag wat bo op die grond is ideale omstandighede vir die eiers. Daar is ook net slegs 3 aktiewe wat slakke beheer in die chemiese kant. Dit is carbaryl, metocarb en metaldehyd. Dit moet ook baie goed opgepas word. So al hierdie bogenoemde maak dit baie meer uitdagend vir ons. Ons hoor al hoe meer van boere wat probeer om minder chemiese middels te gebruik. Hoe kan 'n mens jou gewasbeskerming slim bestuur sonder om net op chemie staat te maak? Ja Dian, dit is 'n groot probleem vir ons. Die uitdaging waarmee ons almal daar sit, met die sogenaamde CMR-produkte wat ook na vore gekom het, wat 'n groot rol speel, wat behels die chemiegroepe 1A en 1B. 1A wat dan kankerwekkend, mutagenies of reprotoksies vir mense is. 1B wat kankerwekkend, metagenies of reprotoksies vir diere is. Daar is reeds van hierdie produkte wat reeds verbied is om te gebruik, en dit maak dit in gewasbeskerming baie moeilik, omdat dit verskillende gewasse 'n groot rol speel tot beskerming. Deur verskillende boerderypraktyke toe te pas om wisselbou ook toe te pas, is op jou plaas kan help dat dit nie dat daar nie net op chemiese staat gemaak word nie. Dan ook die bewerking van grond. Dit is nie wat ek nou sê dat grond moet bewerk word of dat elke land of kamp gebrand moet word nie, maar identifiseer die probleme en spreek dit so aan waar die kampe, in hierdie geval slakke, 'n probleem is. As ons nou 'n bietjie kyk na goeie voeding en grondgesondheid, watter rol speel dit in die voorkoming van pla, soos byvoorbeeld slakke? Soos ek sê, ons skep die ideale toestande vir hierdie slakke, en dan ook so met, kom ons sê, grondgesondheid. Dit is 'n baie moeilike term om te verduidelik. Ek dink dit is moeilik om so iets in woorde om te sit, maar dit skep die ideale omstandighede vir die slakke, en dan ook die bronne wat ons gebruik kan ook voordelig wees vir die slakke en die slakeiers oordra op die lande. Nou, jy werk baie met geïntegreerde benaderings tot gewasbeskerming. Wat beteken dit vir die boer op die plaas prakties? Vir my bedoel om dit uit te sit in woorde, om saam met 'n gewasadviseur te werk, wat die kenner is in die veld, dat die regte besluite geneem moet word om die regte benaderings tot die probleem wat aangespreek moet word te benader. Of dit in 'n chemiese strategie of 'n biologiese strategie is wat jy wil volg. Solank daai regte strategie gevolg word om die beste oplossing te vind, so moet ons ook beskerm wat ons het, terwyl ons die probleme aanspreek en nie ongeregistreerde aanbevelings te maak nie en so by die etikette te hou. As ons kyk 'n bietjie na biostimulante en spoorelemente, dit word dikwels genoem as deel van 'n meer natuurlike beskermingsprogram. Hoe kan dit help om plante sterker en meer weerbaar te maak teen peste en pla? Biostimulante, Dian, speel 'n baie groot rol in abiotiese stres. Dit is waar koue temperature of warmer temperature dan voorkom, en dit is dan ook waar jou biostimulante sy beste rol speel en tot teregkom. Dit sal nie noodwendig 'n rol speel in die beheer van slakke nie, maar dit gaan jou plante sterker maak om die weerstand te bou. Kalsium, wat dan ook 'n bron is wat slakke gebruik om te help met die bou van hulle doppe, so dit kan moontlik 'n rol speel, maar die probleem waarmee ons sit, soos byvoorbeeld in die Suid-Kaap area waar slakke vir ons 'n groot probleem is dat daar verskillende spesies van die slakke voorkom. Soos net een voorbeeld te noem, die naakslakke.
wat nie die dop het nie. En dan wat ook 'n groot rol speel in die beskerming, in die bemesting is, of in die geval die kalk- en giptoedienings wat op lande gemaak word, is die bron en waarvan af dit afkomstig is. So om seker te maak dat jou bronne wat gebruik word skoon is baie belangrik. Veral as dit van kusgebiede afkom, kan daar slakeiers of selfs slakke toegedien word op die land. En net so ten slotte, Janko, as jy vandag vir produsente 'n kernboodskap oor volhoubare gewasbeskerming kon gee, wat sou daardie boodskap wees? Dian, ek gaan dit sommer kort en kragtig hou. Vir my die belangrikste is om die belangrikste boodskap oor te dra is om te besef dat ons saam met die natuur boer en nie teen die natuur moet boer nie. Ek dink dit is belangrik en dit klink vir my produsente gee toenemend meer aandag daaraan om groener te boer, om minder op chemiese middels staat te maak en ek dink jy het vandag vir ons waardevolle raad daarvoor gegee, so dankie daarvoor. Baie dankie Dian, lekker dag vir julle. Selfde daar is Janko Kloete wat met ons gesels het, hy is area bestuurder by Intelligrow en hy het vir ons 'n bietjie meer insig en raad gegee oor bewaringsboerdery.